Okay. Ons gaan 'n vraag doen, 'n graad 11 vraag oor 'n parabool en 'n reguit lyn. Hoe hierdie video werk is hy's opgestel vir 2 groepe mense. Vir die van julle wat voel julle kan net inspring en gaan, ek gaan nou vir julle sê wat om te doen. En vir die van julle wat nie altyd, as jy na 'n vraag kyk en jy weet nie altyd waar om te begin nie, dan is daar 'n ander manier om die video te kyk. So, as jy nie weet waar om te begin nie, moet jy asseblief na die intro luister. So hou net aan luister op hierdie punt. As jy voel jy kan vorentoe gaan en jy kan net inspring en 'n vraag doen, dan spring na die tyd toe wat ek nou op die video wys. Dan pause die video, want dan gaan ek die memo vir jou wys. En laastens, wanneer ek die memo vir jou wys, dan kan jy nou merk en kyk hoe dit gegaan het. En enige vraag wat jy 'n bietjie confused het of wat jy verkeerd gekry het, ek gaan hulle een vir een nadat ek die memo op die bord gesit het, deurwerk. So, daar het jy dit nou. Hierso is ons introduction. Die introduction gedeeltetjie waar ons 'n bietjie die kennis wat jy het unscramble. Wat jy moet doen is, ek gaan vir jou, of die manier om jou brein behoorlik te unscramble is die volgende. Ek gee vir jou 'n mini opskrifie en jy pause die video en skryf alles neer wat jy onthou of weet van hierdie ding sonder om in jou boek te kyk. Dan unpause jy en speel die video. Dan gaan ek vir jou nog 'n mini hoofstukkie gee, of 'n mini topic gee. En dan pause jy weer, skryf alles neer wat jy oor die ding weet, unpause en kyk, vergelyk wat jy geskryf het met wat ek geskryf het. En that should be good. Alright, so hierso het ons parabool grafieke. Parabool grafieke. Alright, en dan jou eerste mini hoofstuk is hoe werk mens 'n draaipunt uit? Pause. Okay, 'n draaipunt, daar is 2 maniere om 'n draaipunt uit te werk. Jy kry jou parabool in die vorm, kom ons sê ons het fx gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c, en dan skryf jy net min bx is gelyk aan, minus b oor 2a. Dan kry jy antwoord hiervoor. En daai antwoord vervang jy weer hierin, en dan kry jy y. En dan is jou draaipunt hierdie x, en hierdie y. Daar's 'n tweede manier om hierdie storie te doen, en dit is, as hulle vir jou klaar fx gegee het as ax minus b kwadraat plus q, as hulle hierdie storie vir jou gee, dan lees jy hom net so af. So jou draaipunt is p en q, maar dit is baie belangrik om te onthou, hierdie ding se teken moet verander. Teken moet verander. So, wat bedoel ek daarmee? As ek sê nou maar 3x plus 2 minus 5 het, dan sal my draaipunt wees, hierdie 2 is plus 2 in die hakies, hy word minus 2. En dan hierdie ouetjie se teken verander nie, hy bly net minus 5. So daar het jy dit. So, dis wat jy moet weet vir 'n draaipunt. Jou volgende topic hierso is, waar is 'n grafiek stygend of dalend? Stygend of dalend. Okay, pause gou die video. As jy, kom ons sê ons het
soek enetjie wat 'n bietjie meer doen as dit. Kom ons sê hierso. Wee. Kom ons sê ons het 'n parabool. Wee. Wat op een of ander asstelsel is. Dis hy. Jy maak asof jy 'n mannetjie is wat op jou grafiek loop van links na regs. Altyd links na regs. En as jou mannetjie teen die bult afloop, is die grafiek dalend. En as hy teen die bult oploop, is hy stygend. Alright, so dit beteken hierdie grafiek is van daar tot daar dalend. En van daar tot daar stygend. Alright. Alright, ek het vergeet om kleure te verander. Kom ons maak die volgende een groen pink. Okay, volgende dingetjie, jou volgende hoofstukkie is hoe bepaal 'n mens die gemiddelde gradiënt? Pause. Gemiddelde gradiënt vir enige ronde grafiek. So kom ek sê ek het een of ander eksponensiële grafiek. Is kom ons sê soos x1, y1, x2, y2. Hulle gaan vir jou sê, bepaal die gemiddelde gradiënt tussen hierdie twee punte. Jy maak asof daar 'n reguit lyn tussen hierdie twee chommies is. En dan doen jy net m is gelyk aan y1 minus y2 oor x1 minus x2. Bam! Okay. Nice bright. Hoe werk mens die lengte van 'n vertikale lyn uit? Pause. So jou lyn is gelyk aan jou boonste grafiek minus jou onderste grafiek. Okay, en dan gaan jy 'n x-waarde het en jy vervang daardie x-waarde in hierdie gemors in. Okay, jou volgende topic. Kom ons vat hierdie, ek het klaar daai blou, pers, kom ons maak dit super pink. Okay. Jou volgende topic is hoe skuif mense 'n parabool rond? Skuif. Nie 'n parabool nie, skuif 'n grafiek. Daar is verskeie maniere. Die een wat julle van weet is as jy om op en af wil skuif, dan het jy mos fx plus of minus, whatever hierdie q is, gaan hom op of afskuif. As hy x plus 3 is, dan beteken dit hy gaan links of regs skuif. Nou, as hy plus is, dan skuif jou grafiek links. En as hy x minus 3 is, dan skuif jou grafiek regs. Nou, hier is 'n vraag. Wat beteken hierdie notasie? So sê nou maar my fx was 2x plus 1 gewees. En ek sê fx plus 2, dan is dit hierdie hele storie, 2x plus 1, dis net my gewone grafiek, plus nog 'n 2. En dit gee vir my 2x plus 3. So ek het hom 'n bietjie opgeskuif. Hierdie storie, kom ons vervang hierdie enetjie in. So ek het fx is gelyk aan 2x plus 1, maar dit is oral waar daar x was, moet ek nou hierdie gemors in vervang. So daar was my x, nou het ek dit. 6 plus 1, maak skoon. Daar is hy.
Goed, en wat moet ek nog bysit hierso? Ek dink dis dit vir daai. O, natuurlik kan jy nog ja, daar's nog goeders hierso, maar hierdie is die belangrikste vir hierdie vraag. Ek wil net bysê, by 'n parabool is daar 'n maklike manier om 'n grafiek links en regs te skuif. As jy die draaipunt het, so sê net maar die draaipunt is 2 en 7. En hulle sê jy wil hom met 2 eenhede opskuif, dan plus jy net die 2 hierso by, dan het jy nou 'n draaipunt 2 en 9. Nou het hy klaar 2 punte opgeskuif. Of, kom ons sê, jy wil hierdie grafiek met 2 eenhede na regs skuif. So jou draaipunt was 2 en 7 en jy moet na regs skuif, so daai kant toe. Dan hierso plus jy net hierso plus jy net by whatever jy by plus. Ek kan nou nie skielik nie meer onthou wat dit was nie. So kom ons sê ek wil 3 eenhede na regs skuif, dan is dit jou draaipunt, hierso plus ek 3 by, en nou is hy 5 en 7. Okay, so daai is 'n shortcut. Maar jy mag hom tel op die lang manier doen. Okay, die laaste 2 goed wat ek wil doen is aard van die wortels. Ek sou sterk aanraai dat julle hierdie gaan leer voordat julle skryf. Veral as dit eindeksamen is, want hierdie stuff kom voor. Jy moet net onthou, hoe werk mens nou weer die aard van die wortels uit? Jy begin met jou vergelyking in die vorm ax kwadraat plus bx plus c. Ek is jammer, hy moet in hierdie vorm wees. Geen van die ander paraboolfunksies gaan werk hierso nie. En dan moet jy onthou, jou diskriminant is mos b kwadraat minus 4ac. Nou, as hulle sê hy het reële wortels, reële wortels, dan is jou diskriminant b kwadraat minus 4ac groter of gelyk aan 0. So al wat dit beteken vir 'n parabool is jou parabool sny uit x afsnitte. Of dit nou 1 of 2 is, maak nie saak nie. As hy slegs 1 x afsnit het, dan beteken dit jou diskriminant is gelyk aan 0. En dan in terme van die ding is jou parabool sal net raak en weer opgaan, hy bounce. As hy geen reële wortels, reële wortels het nie, dan is daai diskriminant kleiner as 0 en dan lyk hy so. So hy sny nie die x-as nie. Dis die basics. Okay mense, en dit is die einde van hierdie deel. Gaan nou met die vraag en sterkte. Daar is die hele vraag op die bord. Ek gaan so klein bietjie inzoom vir julle. So daar is hy weer. Daar is vraag 6, stadig. Daar is die vraag. En daar is hy terug by die grafiek. Ons zoom net weer uit. En dan moet jy die video pause en jou vraag beantwoord. Alright. Nou, die memo gaan nou opkom. So let's do that. En hier is die memo. Pause soos wat jy nodig het. En dan vat ons dit verder. Daar is vraag 6.3 en 6.4. En daar is 6.5. En dan daar, ek kan nie heeltemal 6.6 op die bord kry nie. Pam, daar is die ander opsie. En dan hierso is die laaste 2 vrae. Okay. As jy nou enigstens gesukkel het met een van die vrae,
Nou kan jy spring na die spesifieke vraag toe wat jy 'n beter verduideliking voor nodig het. So, hier is die vraag aan die linkerkant. Hier doen ek gaan begin met vraag 6.1. 6.1, here we go. Hulle sê, toon aan dat K15 is. Nou, ek was stout geweest en ek het niks hier gelees nie. Kom ons doen dit gou-gou. So, daar gee hulle die grafieke van hierdie is een van 'n parabool, daar is jou lyn, daar is K. Sny die grafiek by daar en daar. Die y-as by C, en het 'n draaipunt by D. Okay. Grafiek G sny die x-as by B en die y-as by C. Is 'n punt op G sodanig dat DE parallel aan die y-as is. Awesome. Toon aan dat K15 is. En dis net een punt. Gx is gelyk aan min 3x plus k. En dan wat ons kan doen, ons het hierdie koördinaat hierso, dat B 5 is en 0. So hierdie deel hier is 0. Hier sit ons minus 3 maal met 5 is gelyk aan k. Minus 15. Daar moet 'n plus gewees het, sorry. Plus k, is gelyk aan 0, so dit wil sê k is gelyk aan 15. Ok, 6.2 bepaal die koördinate van D, die draaipunt van F. So hier, al wat ons, die maklikste pad hierso gaan net wees, draaipuntsformule is waar x gelyk is aan minus b oor 2a. So ons het hierdie minus en ons b in die funksie is positief 2 oor 2 maal a is min en min is net min 1 en dit gee vir ons minus 2 oor minus 2 is gelyk aan 1. Hierdie stapie kan jy skiep, jy hoef hom nie te skryf nie. Alright, nou moet ons die y-waarde kry, en om die y-waarde te kry, vat jy jou formule, hierdie minus x kwadraat plus 2x plus 15, en ons sit die x-waarde wat ons klaar gekry het, en soos minus 1 kwadraat plus 2 maal 1 plus 15. Hier sit ek min 1 plus 2 plus 15 en dit gee vir my 16. So dit wil sê, my draaipunt is 1 en 16. Yay! So hierdie kom hier, 1 en 16. Kom ons skryf hom op die skets. Hierdie is 15. Ok, ek dink dit is alles. Nou sê hulle bepaal die waardes waarvoor F stygend is. Ok, ek heb hier meer bordspasie nodig. Alright. Ok, so die manier om te bepaal of 'n grafiek stygend of dalend is om te imagine jy's 'n mannetjie, gaan ons grafiek aan, wat op jou grafiek loop. En jy gaan altyd van links na regs. So hierdie ouetjie, as ons van links na regs gaan, as op die grafiek loop, dan loop hy op, hy klim, en dan is daar 'n stukkie waar hy plat is, reg daar, en dan is dit weer al die pad af met jou grafiek, forever and ever. So, met ander woorde, die punt waar die grafiek verander van stygend na dalend is hierso waar x gelyk is aan 1. So met ander woorde, hier van minus infinity al die pad tot by 1 is hierdie grafiek stygend. So daar's twee maniere om dit te skryf. Ons kan sê x is kleiner as 1. Maar nie gelyk aan nie, want hier by gelyk aan is hy nie meer stygend of dalend nie, hy is perfek plat.
En dan kan ons by sê x is 'n element van reële getalle. Hy kom altyd by. Die ander manier wat jy kon geskryf het is om te sê x is 'n element van ronde hakies minus infinity. Want hy is nie ingesluit nie en dan ook nie ingesluit nie, 1 ronde hakie. As hy. Okay, any questions? Laat my weet in die comments. Flip it uit. Let's clean up this mess. Alright. Okay, 6.4. Sê hulle hierso, bereken die gemiddelde gradiënt tussen punte A en D. So waar is A? Waar is D? Daarso. Okay, as jy die gemiddelde gradiënt vir 'n parabool wil uitwerk in graad 11, doen jy net hierdie sommetjie waar jy m is gelyk aan I1 minus I2 oor x1 minus x2. Maak nie saak hoe om hulle is nie, solank jou I by jou x is en jou I by jou x is. So, ek gaan die 16 vat en dan bo sit en die sy 1 kom onder, minus, minus, en dan het ek 'n I wat 0 is en 'n minus 3. Onthou maar my hakies te sit, anders gaan die teken verkeerd wees. My kop is vooruit. 16 minus 0 is 16, 1 minus 3 word plus 3 is 4. En dit beteken ons gradiënt hier is 16 gedeel deur 4 is 4. So die gemiddelde gradiënt tussen A en D is 4. Lengte van DE. So die manier wat ons 6.5, die manier wat ons die lengte van 'n lyn uitwerk, vertikale lyn, is ons vat die boonste grafiekie minus die onderste grafiekie. So hier by DE is die parabool bo, so ons het fx minus gx, alright. Nou, kom ons vervang net hierdie storie in. Ek het minus x kwadraat plus 2x plus 15. En omdat hier 'n minus is, moet ons die ding asseblief in hakkies sit, anders gaan jy 'n fout maak. Minus 3x plus k. Hakkies is belangrik. Hulle beskerm ons punte. So, just keep that in mind. Ek het min x kwadraat plus 2x plus 15 minus mal en minus geef my plus 3x. Ek het vergeet hierdie weet ons alles 15. Plus 3x minus 15 min mal en plus geef my minus. Hierdie twee maak mekaar dood. So met ander woorde, al wat ek hier het is minus x kwadraat plus 5x. En dan as ek die lengte van DE wil hê, vervang die x-waarde by die woorde by die punt in. So, ons x-waarde hier is 1. Dankie tog, die wiskunde is regtig maklik. 1 kwadraat plus 5 maal 1. So ek het min 1 plus 5, met ander woorde, die antwoord is 4. Dit wil sê, DE is 4 eenhede lank. Okay, 6.6 is fun. Hulle sê hierso, indien hx gelyk is aan hierdie nasty business, bepaal die vergelyking van h in die vorm blah. It's like, what? The even? So hierso is 'n manier om dit te doen. So hulle gee vir ons f, maar in plaas van x moet ons daai gemors in vervang, en in plaas van net so, dan moet ons nog 2 van die hele storie aftrek. So hx is gelyk aan, kom ons skryf net hierdie gemors neer, dat ons net het, minus 2. So wat is hierdie?
dit is fx, maar in plaas van ons x'e, so minus, in plaas van x het ons x min 1 kwadraat, plus 2x min 1, plus 15, en nou moet ons nog minus 2. Daai 2 daar. Alright. Nou, ek het slegte nuus vir jou, jy kan hom nie net so los nie, ons moet hom bietjie skoonmaak, so kom ons doen dit gou-gou, so ons het hierso x kwadraat minus 2x plus 1, wham, plus hierdie 2 mal net in, jy moet jou hakies hou, want ons is nog nie hierdie minus ingemal nie. So, mal gou in, 2x minus 2, plus 15 minus 2, alright, nou moet ek net hierdie minus inmaal, ek het min x kwadraat, min mal min geef my positief 2x, min mal 1 geef my min 1, plus 2x, en dan hierdie hele business is 15, minus 2 geef vir my positief 11. Bam. Dan, kom ons vereenvoudig nog so klein bietjie. Okay, net 'n nota, ek nou 'n bietjie, as jy meer of minder stappe het, maar jy kom by dieselfde antwoord uit, is jy fine. Ek probeer maar net stappe insit, dat jy kan volg. Okay, nou, moet ons hierdie business gaan doen, waar hulle vir ons sê hx in hierdie draaipuntsvorm. Jy het 2 opsies hierso. En ek gaan net een van hulle met jou doen. Mag jy nie net sê oor die ander een. Neem my. Die een opsie wat ek nie gaan doen nie, is die een waar jy net die draaipunt gaan uitwerk, waar jy sê x gelyk aan min b oor 2a, en dan vervang jy daai antwoord in hx in, en jy los op vir y, en dan vervang jy dit in hierdie vergelyking in. So dis die opsie, dis jou eerste opsie wat jy kan doen, en maybe that's easier. Maar, hierdie video is juist daar om julle iets te leer, so kom ons wees voortvarend en spring in die moeilikheid in. Ons gaan vierkantsvoltooiing doen. Wow! Daar is 'n paar verskillende metodes om dit te doen. Hierdie is die een wat ek doen, jy mag jou juffrou se doen, of een wat vir jou gemaklik is. Maak nie saak nie, solank jou antwoord reg is. Okay, so hier haal ek gaan hierdie 2 saam in 'n hakkie sit en 'n minus uithaal. So hierdie ouetjie, as ek 'n minus uitgehaal het, met x kwadraat wees, en minus 4x word, positief 4x word min 4x. Nou 'n bietjie van 'n spasie los, en hierdie plus 10 gaan ek net hier agteraan bygooi. Okay, nou, om uit te figure wat ek moet byplus, gaan ek gou hierso. Okay, onthou die formule vir die ding wat ons moet byplus is b oor 2 hakkie kwadraat. So ons b-waarde hier is minus 4 oor 2 hakkie kwadraat gee vir ons minus 4 gedeeld deur 2 is minus 2, 2 kwadraat is 4. En dan plus ons 4 en ons minus 4 om hierdie hele storie te doen. Okay, daai keer. Goed. Nou faktoriseer ons hierdie business. Ons faktoriseer net hierdie stukkie en ons ignoreer daai chom daar. So, sit dan hakie hier tot ek minus 4 plus 4, so dis x min 2, x min 2, minus hierdie 4, binne daai hakies, plus 10. Geef vir ons minus, hakie 2 kwadraat, jy kan hierdie stap weer in skiep, minus 4, plus 10, mal die minus daar, nie binne die hakie nie, mal die minus daarin en mal die minus met daai chommie. En dit gee vir ons minus hakie x min 2 kwadraat positief 4 plus 10.
So ons finale antwoord is hx minus x min 2 kwadraat plus 14. Tada! So hy 2 eenhede afgeskuif en 1 eenheid na regs. OK, as jy enige vrae het hierso, laat my weet either in die comments of as jy een van my studente is, WhatsApp my. Bam! Bepaal die maksimum waarde van px 3 tot die mag dit. Wat gaan daar aan? Panic! No! Nee, nobody panics. OK. Ons het baie weird grafiek. Nou kan ek nie lees wat die aangaan nie. Alright, let's try that. 3 tot die mag fx minus 12. Jy hoef actually nie te weet wat hier aangaan nie. Al wat jy moet raak sien is, hierso is die parabool waarmee ek gewerk het. En hierso is, en dan modify hom 'n bietjie. So ons gaan ons antwoord ook 'n bietjie moet modify. So 3 tot die mag whatever gaan op sy grootste wees wanneer hierdie ding so groot is. So met ander woorde, waar gaan fx min 12 'n maksimum hê? OK, nou, daar's 2 maniere om hierdie ding te doen. Jy kan either die nuwe grafiek gaan uitwerk en sy nuwe draaipunt gaan uitwerk, of ons kan net sê, hey, hierdie vat fx en hy skuif hom 12 eenhede af. Skuif 12 eenhede af. En dit beteken, al wat ons hoef te doen, hier is die shortcut, is ons vat die draaipunt, wat 1 en 16 is. En ons sê net hierdie minus, hierdie 16, minus 12. So dit beteken die nuwe draaipunt is gelyk aan 1 en 4. So daar het ons dit. So ons maksimum waarde gaan 4 wees, en dan vat ons net hierdie hele storie, 3 tot die mag 4, in daai plek 1, en jy kan 'n ander calculator gebruik, of as jy hierdie som so baie gedoen het soos ek, dan kan jy sê, dis 81. Bam! Bob's your uncle. Alright. 4 uit. Vir 6.8, bepaal die waardes van x waarvoor hierdie storie 2 afsonderlike reële wortels het. OK, kom ons doen 6.8. Hy is 'n triekie sommetjie, want jy dink aanvanklik jy moet een van daai k-somme doen, en eintlik vra hulle vir jou vir x-waardes. OK, so die eerste deel wat ons moet doen is om te verstaan wat bedoel hulle hier met 2 afsonderlike reële wortels. So 2 afsonderlike wortels beteken dat whatever jou grafiek doen, of hy nou op of afskuif, hy sny die x-as 2 keer. Daai wortels is letterlik 'n ander woord vir x-afsnitte. Dis daar en daar. Dis nie die wortels wat jy vir jou hasie voer nie. OK. So afsonderlike wortels lyk so. As hulle nie afsonderlike wortels is nie, is hulle gelyke wortels, en dit lyk so. Dis waar hy net raak. So, ons wil nie in 'n situasie wees waar hierdie grafiek net dit doen nie. Nou, as ons fx plus k het, hierdie k gaan die grafiek of opskuif of afskuif. En gewoonlik moet julle vir k uitwerk. Maar hierdie keer sê hulle kry net die x-waardes, which is like sneaky, but okay, here we are. Let's do it. So, omdat ons nie omgee hoe ver hierdie ding op of afskuif nie, ons wil net weet vir watter waardes van x gaan hierdie ding,
wanneer gaan hy okay wees? So, as jy nou jou grafiek kyk, dit is aklig. Of ons hom nou hier so teken, of dieselfde grafiek daar so teken, dit maak nie uit 2 wortels. Hy het 2 wortels, hy het 2 wortels, hy het 2 wortels. En yes, ons kan hom te ver afskuif want hy geen wortels nie. Maar op en afskuif gaan oor k. So al hierdie is like, no, we don't go there. Die enigste plek, ons wil worry oor die x-as. Nou, die enigste plek waar hierdie ding moontlik 2 gelyke wortels kan hê, is hierso, wanneer hy net aan die ding raak. En daai punt is, as jy kyk hierso, as ons hom ver genoeg afskuif, dan gaan hy daai raakpunt hê hierso by 1. So, die enigste plek waar hy moontlik daai gelyke wortelstorie kan doen, dan is hierso. So met ander woorde, x moenie gelyk wees aan 1 nie, en dan natuurlik ons sê altyd x is 'n element van R. Enige vrae, stuur my 'n WhatsApp.